of the path to. Goeiedag, baie welkom dat jy ingeskakel het. Ons program is Mosaïek. My naam is Ina en vandag wil ek net vir jou net 'n versie lees wat die Here vir my gegee het uit Johannes 14 vers 6. Die Bybel sê, en Jesus sê vir hom, ek, dis Jesus, is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. As julle my ken, sal julle my Vader ook ken, en van hom al ken julle hom, en van nou af ken julle hom, en sien julle hom. Jesus sê, toe hulle hom sien, toe het hulle die Vader gesien. Is dit nie kosbaar, so baie mense wat so wonder, is Jesus God se seun? Is Jesus Heilige Gees, familie van God? Hier het ons dit. Hy sê, as nou van nou af, wat julle my gesien het, het julle hom gesien en ken julle hom. Ek het vandag weer eens 'n baie spesiale gas. Ek het van Helen Dreyer. Helen, baie welkom. Dankie Tanina. Vertel vir ons, waar is jy gebore? Eerstens wil ek baie dankie sê vir die geleentheid wat ek het vanmôre om my getuie in die wêreld te kan deel. Dis vir my 'n voorreg. Ja. Tanina, ek is gebore in Stellenbosch. Ek het skool gegaan in Stellenbosch, laerskool by Reinse skool, my hoërskoolloopbaan ook voltooi in Stellenbosch, Lukhof skool. Ek het vier kinders. 2 kinders is my eie kinders en 2 die Here my gebless na 'n paar jare. En ons is 'n familie van 6 kinders. Ek het 4 broers en 2 susters, waarvan 2 broers alreeds oorlede is. En waar het jy begin toe jy nou klaar is met skool? Waar het jy begin werk? Ek het begin werk by 'n plek in Parel. Ons moet trein gery het, ek moet gehardloop het om die trein te kry en smiddags weer gehardloop het, so ek het lekker oefening gekry intussen. Ja, dit was lekker. lekker. Gaan sit in die trein en ontspan. Nou hoef ek nie te bestuur nie, ek hoef nie te bekommer oor die verkeer nie, ek kan nou net sit. Dis reg, ja. Koerant lees. Ja, Tanina. So was dit lekker geweest. Dit was baie lekker geweest. Ek het omtrent so, as ek my kan onthou, so 8 jaar het ek trein gery, maar ek het dit geniet. Ja. Ja. Ja, is lekker. Ek wens, ek het nou maar net, wanneer ek trein ry, is ons het kinders in Nederland, en is vir my so lekker, weet jy, ek vat net hulle kaartjie, en as ek op die trein, dan gaan ek Amsterdam toe, en is weer terug, en dan weer die ander dorp, jy het nie bekommernis oor parkering of niks, jy gaan net die trein. Ja, en daarna het ek so omtrent vir 20 jaar, het ek gewerk vir 'n company in Stellenbosch, Sampiona. So daar het ek gewerk, ek was in die sales department gewerk, met mense gewerk, so ek het ook geniet daar, ja. Dit was in Stellenbosch. En toe sy getroud. Ja, Tanina. So as ek nou van my lewe vertel, as ek dit moet opsom, en 'n tema moet gee vir my lewe, dan sal ek vandag van Tanina sê, as ek 'n lied moet vat, sal ek 'n lied sê, it wasn't easy, but it was worth it. As ek 'n tema moet vat vir my lewe, tot vandag toe, dan sal ek sê, bittersoet. En as ek die woord bittersoet gekies het, dis wat die Here, ek lees Saterdagoggend in die bed, en die Heilige Gees gooi in my gees bittersoet, en ek dink bittersoet, so Tanina, ja, as ek van die bitter praat, dan praat ek van hoe die Here die bitter omskep het na 'n soet later in my lewe. Ons is in 'n geestelike huis groot geword, was baie streng groot gemaak. Ons moet sonnaskool gegaan het, kerk toe gegaan, dit was my pa se reëls. So, as ek vir u moet sê, toe kom het nou waar ons nou die lewe waar die bitter nou ingekom het, waar ek deurgegaan het deur baie verwerping,
verwerping sal ek vir u sê, waar ek oorgegaan het later na 'n Pinksterkerk toe, waar my familie soort my nie aanvaar het, hoekom ek die kerk gelos en oorgegaan het na 'n Pinksterkerk toe nie, waar ek baie, as ek sê baie, dis het baie hartseer deurgegaan het, baie trane, maar die Here het vir my daardeur gedra. Hy het my nog nooit alleen gelaat, hy het my daardeur gedra, deur hy trane, en het vir my kom leer en vir my kom wys wat het is om hom te vertrou. So daar was baie kere wat ek die Here net moet vertrou het. Ek was baie keer was ek in 'n donkerte. Dan het ek nie geweet wat ek kan doen nie, wie kan my help hier. Dis alles wat ek deur moet gemaak het. En dan was die Heilige Gees altyd met my. Ja. Die Here was daar, hy het my nooit alleen gelos nie. Ja. So dit is baie dinge wat ek moes deurgegaan het, maar die Here se hand was altyd deur oor my lewe gewees. En dan Tannie Ina, wat ek vir jy moet vertel, dat daar was tye wat ek net op 'n stadium net weggegaan het van die huis af, want ek kon nie die atmosfeer, die dinge wat by die huis, waar ek deur moet gegaan het nie, waar ek in 'n plek gaan bly het vir 'n tyd, maar moes ek gaan slaap het op 'n matras, in 'n kamer, op die grond. En dit het ook vir my baie hartseer gemaak, maar elke keer het die Here daai kom vat en het vir my kom wys dat die woord van die Here sê, ek sal jou nooit begewe, nooit verlaat nie. En elke keer was die Here saam met my. Ek kan vir u sê, dit het baie gekos vir my as 'n vrou, om dit te kon deurgemaak het. Dit het baie gekos vir my. Ek moes baie keer, hierdie bitter, het vir my gedwing op my knieë. Hierdie bitter het vir my, dat ek, wanneer ek so regtig nie meer kan nie, dat ek maar nie die Here aangeroep. Hy sê in Psalm 50 vers 15, roep my aan in die tyd van benoudheid en ek sal jou uithelp. En ek het God op sy woord gevat en elke keer het die Here my nooit teleurgestel nie. As ek nou vir u moet vertel hoe ek die Here in my lewe ontmoet het, dit was 'n wonderlike ontmoeting wat ek gehad het met die Here. Ek dink so, ons het op vakansie gegaan. Dit was daar in Montetjie Springs. En ons het almal by mekaar gesit, die familie. En toe ek my weer kon kry, toe ek in 'n ander kamer met 'n geestelike boekie. En ek het gedink, waar kom die boekie vandaan? En ek het die boekie so gekyk, en ek het die boekie daar een kant net so daar neergesit. En weer terug na waar my familie is, weer gesels. Ek was baie grappige mens gewees daai tyd. So ek het my weer kom kry, weer in die ander kamer, weer met dieselfde boekie. Okay. Was dit 'n grappige boekie? Nee, dit was 'n geestelike boekie. Nee, dit was 'n geestelike boekie. Ek het die boekie so gekyk, en ek dink, en toe ek die boekie so kyk, toe voel ek, klaar iets in my, ek voel net, iets gebeur met my. En ek het die boekie toe net weer toe daar een kan nie, soos ek die eerste keer dagen, ek het hom net so een kan neergesit. En dis hoe die Here my lewe kom aanraak het. En ek kan vandag vir u sê, van daai tyd af, het my lewe, daar so 'n hongerte in my, tot vandag toe. Dit was net 'n gevoel wat ek nie kan beskryf nie. Dit is 'n hongerte en elke keer voel ek net die Heilige Gees is gedurig rondom my. En dit was vir my net iets mooi. Ons het toe teruggegaan na die bediening waar ek aangesluit het, die Pinksterkerk. Ek het toe by die Pinksterkerk gekom. Ek het nog self nie geweet wat met my aangaan nie. Ek in die kerk kom, die pastoor bid vir die mense en ek sien die mense val rondom my en ek dink toe, wat gaan hier aan, wat malligheid gaan hier aan, maar ek het nog nie besef, dis wat in die Pinksterkerk aangaan. Dis die Heilige Gees wat beweeg. Ja, die Heilige Gees, ek het toe agterna besef, dit was die Heilige Gees, ja. En ek het die tweede keer weer teruggegaan en ek het so begin gewoond raak in hierdie bediening. Wel, ek het geproe die Pinksterkerk is en ek sê vir u vandag, dit is waar ek wil wees. Dat is in so 'n tipe kerk. Ek gaan nou vir u vertel hoe dat die Here my lewe
vir my weer teruggegee het. Ek dink daar was 'n stadium in my lewe. Ek stap na die dokter, toe die dokter in sy spreekkamer sê vir my, mevrou, jy is swanger. My dogtertjie was 3 jaar oud en my seun was daai stadium 10 jaar oud gewees. Die dokter sê vir my, mevrou, jy is swanger. Ek sê nee dokter. Hy sê mevrou, jy is swanger. Ek sê nee. Hy ondersoek my, hy sê vir my, maar iets lyk ook nie reg hier mevrou. Ek gaan vir jou boek by 'n ginekoloog. Hy sit my by 'n ginekoloog ondersoek vir my en ek hoor hy sê vir my dat ek dink die buis, die eiertjies in jou buis, jy moet maar versigtig wees, sê hy vir my, as jy enige pyn het, moet jy maar terugkom na my toe. Ek dink daai een nag, 3 dae, 4 dae daarna, ek lê in die bed, ek voel pyn agter my rug, en ek kruip na die telefoon toe, ek kan nie by die telefoon uitkom nie, ek kruip na die telefoon toe, die pyn is so erg, en ek het die telefoon uiteindelik in my hand en ek bel die dokter, hy sê my, ek moet 10 uur afkom met die kliniek toe. Ek was daar gewees so voor 10, ek sit daar. Hy roep my in sy spreekkamer, hy sê vir my, toe hy in die spreekkamer kom, hy sit my op die masjiene, op die sonarmasjien, en hy toets my, hy kom na my toe, hy kyk my so, in my gesig, hy sê vir my, vrou, jy is baie, baie siek. Hy sê vir my, ons moet noodoperasie nou met u doen. Ek onthou, ek het die aanraking van Jesus gekry, maar ek het Jesus nog nie geken, nog nie vol geken, en hy sê vir my, mevrou, ek is baie siek. Ek het toe uitgekom, ja, en ek het weer teruggegaan, hy sê vir my, ek moet die jasie aantrek. Ek onthou duidelik tot vandag toe, ek vra vir die Here, ek sê, Here, spaar my lewe, ek het 2 kinders. Dit wat ek vir hom gevra het. En toe ek my oë oopmaak, ek was onder pype, ek was baie siek, onder pype. Toe ek my oë oopmaak, toe sê die ginekoloog voor my. Hy sê vir my, dankbaar wees jy lewe. Wow. Ek het 3 dae, het ek bloed gekry. 3 dae, soos die bloed wat ek verloor het, in hy byswangerskap. En hy sê vir my, dan ek was na 'n week, het ek terug huis toe gegaan, en ek het gehoor, agterna die mense het in die trein gepraat, daai selfde oggend van die vrou wat gesterf het in die kliniek. So dit was nou ek, wat hulle gedink het, ek is dood. Ja, so hulle het verwag. Verwag jy slit nie van maak die nie, buis wat in my gebars het, het was besig om my liggaam te vergiftig. So weer eens, die Here was so genadig, hy het sy barmhartige hand uitgesteek, Yes. en hy het met hy brandende vuur uitgehaal, en ek was so ewig dankbaar vir die Here, dat hy my lewe aan my teruggegee het. Wow. En so ek is huis toe, en dis nou wat die mense gepraat van die vrou wat oorlede is. En dan wil ek vir u verder vertel, ek dink ek werk by 'n plek so vir 'n paar jaar. Dit is nou na ek in Stellenbosch klaar is met hy 20 jaar, die werk wat ek 20 jaar gewerk het. So ek het maar nou toe intussen by 'n paar plekke toe gaan werk. Ek het by Multisybest in die strand gaan werk. En ek dink hy aan 8 minute oor 6 stap ek in die winkel. En ek dink, wat ek so om die draai kom by die kassier by til, en ek was omring met 'n klomp manne, met guns, en ek hoor net hulle sê vir my, lay down, en hulle sê, ek was die soort van die supervisor daar, ek en die eienaar van die winkel, was die enigste 2 wat die kode geken het, daar was 'n bank binne in die winkel, so ons was die enigste 2 wat die kode geken het vir my het gegee, en wat die geld opbring, ons geld insit. En hulle sê vir my, ek dink dit moet seker, hulle moet seker by iemand gehoor het, dit is ek wat dit doen, want ek het verstaan, hulle was 5 uur weer daar, en hulle toe teruggekom, so 8 minute na 6. Ja. En hulle staan met die guns na my toe gerig. Dit moet 'n verskriklike gevoel Dit was daar baie erg, wees, ek het net Helen. gesien die dood voor my, Ja, ek het die dood voor my gesien. Seker. En ek dink, joh, my kinders, dit kom eers in my gedagte. En ek sien hulle hou die gun op die ander dame, en ek sien hulle gaan haar skiet, want hulle vra van, where's the keys? En sy skree, en sy sê, ek het nie die sleutels nie. En ek staan toe op, en ek sê, ek het die sleutels.
Ek het die sleutels gaan haal en ek het toe die kluis gaan oopsluit. Ek het die kode geken van die oopmaak, maar ek het gedink, ek gaan nie vir die kode gee van die boks nie. So hulle vra my 3 keer, wat is die kode van, ek sê, ek weet nie. Hulle vra my weer, ek sê, ek weet nie. So hulle het my net so gelos en hulle het die geld gevat en is uit by die winkel. So daar weer eens, daar het die Here my weer my lewe aan my teruggegee. En dan wil ek julle vertel, hoe het jy toe uit die winkel net weggegaan toe? Ek het weer teruggekom na die kantoor toe, hulle het ons sakke almal deur gegaan, selfone uitgehaal. Hulle het toe aanvaar, jy het die setel. Hulle het aanvaar, ek het nie die kode nie, die Here daar. want hulle tyd was seker beperk gewees. En hulle het die boks gevat, intussen toe hulle met my besig is by die bank, het hulle die sigarette en baie van die goed wat voor by die tille was, net so met hulle hande binne in die sakke gegooi. En hulle het met die boksgeld Hulle so uitgehaal. met die boksgeld weg. Ja, daar was baie geld in my boks gewees, ja. En die ander dames het nogal op die grond almal gelê daar, want Dit moet baie scary. dit was baie erg gewees. En nou voel jy verantwoordelik vir daai dames ook, nee. Ja, Maar hulle is aan toe weg. alles ja, ek verstaan, hulle was weer 3 keer daar gewees, maar ek was toe weg. Ek was toe nie meer daar by die winkel. Ja. Okay. En jou derde? As er nog iets wat ek vir die mense wil vertel, ja, dan sit, ons het deur 'n trauma-ongeluk gegaan, dit was 2021. Dit was vir my baie erg, ek het baie lank met die Here gepraat, en die Here gevra om my te help hierdeur, want dit was baie erg. Ja. So ek het baie keer die Here my herinner, Here, wat jy vir Hiskia gedoen het. Dink Hiskia het toe dinge so erg, toe Jesaja na Hiskia toe kom, en Jesaja sê vir Hiskia, jy gaan sterwe. Hiskia het bitterlik geween, het sy gesig na die muur gedraai, en het vir die Here herinner aan wat hy vir die Here gedoen het. En die Here het Hiskia het toe teruggegaan na God toe en vir hom gaan sê. En Hiskia en Jesaja het teruggekom en het vir Hiskia gesê, maar God voeg 15 jaar by jou lewe. So ek het baie keer hierdie bemoedigende woord uit die Bybel gebruik vir my. En ek het die Here, toe ek so baie keer deur hierdie dinge gaan van die ongeluk, en ek kon nie nagte slaap nie. Dit was vir my baie erg dan die Ina. En ek dink 'n oggend wat ons ry pad werk toe. Die motor het afgeswits op die rouboot. En ons het dat een man aangekom en ek sê toe vir hom, hy moet die man vra om te help stoot die motor. Want daar was nie fout met die motor gewees, maar daai oggend het hy afgeswits op daai rouboot. Min wetende, daar was 'n taximans agter ons wat gehelp stoot het. In ander woorde, die pad kom so 'n bietjie afdraans en hy het vinnig, as hulle hom stoot, het die motor vinnig gegaan. Ek het buite ek was binne in die motor en die een dogtertjie was voor. Ek was 'n passasier agter in die motor. Ja. Een seentjie was buitekant gewees. Motor het oor die rouboot, die motor oor die rouboot gestoot en toe val hy langs die motor. Hy kon nie betyds in die motor kom, dat die motor wel kan staan nie. Hy het toe langs die motor geval. Dis die man wat gehelp het. Ja, hy het langs die motor geval. Ek het toe gesien, maar hier is niemand agter die sturing nie. Niemand. Die dogtertjie sit voor, ek sit agter. Die dogtertjie sit voor. Ons twee is alleen in die motor. En die motor was in 'n spoed. Hy het so gegaan, hy was in 'n spoed. En hy kap. En ek dink toe, ek het met hierdie liggaam, weet ek vandag toe nie, hoe ek voorgekom het op die voorste seat, ek weet nie, tot vandag toe nie. Het ek uitgespring buitekant om, of het ek bo oor, ek weet nie, ek kon nie daar deur nie, maar ek was voor, by die drivers seat. Ek het die motor toe, ek agter die drivers stuurwiel sit, en ek kyk so, toe die vrou so, toe die motor al besig na die ander kant van die pad, op pad Stellenbosch, wat wys Stellenbosch toe. Ek was op pad na die strand se kant toe. En die vrou se oë is so groot en ek sien, jene, hier gaan die motor nou in hierdie vrou se motor ry. En ek sê vir myself, ek gaan hom nou wegdraai.
En ek draai die motor en ek maak my oë toe want ek wil nou nie sien hierdie motor gaan teen hulle motor en ek draai die motor weg, ek draai hom en ek voel ek kap niks en ek draai my oë styf toe. Ek glo dit nie. Ek sê vir myself aan Tannie, dit voel soos 'n oorlog, soos 'n oorlog wat daar gebeur. In hy moment kry ek gedagte, maar daar was nou niks 'n paar minute terug nie. Wat gaan nou aan? En ek kry en ek voel hy gaan niks teen 'n motor nie. Ek draai hom en hy gaan, hy snel spoed. En ek sit die motor af en ek dink hy gaan nou stop. Niks motor stop nie. En hy gaan nog met my gaan, hy's vinnig. En duidelik hoor ek, trek op die handbrakes. Wow. Vir die tweede keer hoor ek, trek op die handbrakes. En ek besef dis God wat my praat. En ek vat die handbrakes en ek trek die handbrakes op. Toe ek die handbrakes optrek, dus die motor onmiddellik tot stilstaan. En ek is ewe dankbaar vir die Here weer eens dat hy het my weer uit die brandende vuur kom uithaal. Sy barmhartige hand en die Here is net goed. Hy lewe. En hy het die motor het gestop, die motor stop, dus die man wat gehelp stoot het langs my. Hy sê, Auntie, ek is so jammer. Ek kon nie vir Auntie gehelp het nie. Ons het die motor toe weg na die ander kant, want hy staan toe in die pad van die ander motors. Tannie Ina, hy is toe hospitaal toe, die motor het toe oor hom gegaan. Jy weet van wie ek praat. Hy is toe hospitaal toe. Hy is 3 weke gelê in. Dis nie die ouetjie wat vir jou wou gehelp het. O, jou man. Ja, hy het 3 weke in die hospitaal gelê. Okay. Ek dink dit was bietjie van die COVID tyd nog. 3 weke was moeilik vir my om daar uit te kom. Wou my nie ingaan nie, maar ek het bestadie met hulle my laat toegelaat om in te gaan. Ek het gevra, ek wil net 'n gebedjie doen vir hom en hulle het vir my gekyk. Ek vra asseblief, Tannie, hy was baie siek. So, na 3 weke het hulle die waar op hy geleer het, het hulle die masjien afgesit. Ek wil net vandag vir iemand net daar buite sê dat dit vir my in 'n dieper verhouding met God gevat. Want ek het kom besef dat hoe gou 'n mens se lewensdraad kort geknip kan word. Hoe gou onbeplan. Ek het daai dood van hom het vir my besef, reg, onmiddellik laat besef, lewe in God se waarheid. Lewe reg met jou medemens, met jou mense in jou huis. Vergewe mekaar, jy weet nie wanneer dit jou tyd is nie. Tannie Ina, dit het my lewe reg geruk, sy dood. En ja, Tannie Ina, ek wil net vir die mense sê, ja, buite kan net sê, ja, dat die tyd wat ons het op aarde, ons moet die tyd uitkoop, asof dit die laaste is. Ja. Tannie Ina, elke dag lewe ek so of dit my laaste is, en ek staan soggens op as ek net vir die Here, baie dankie Here, net vir dat ek my oë kan oopmaak, en die dag los ek in jou hande, ek surrender. Here, laat U wil geskied, wat gaan gebeur in my lewe. Helen, ons tydjie is verby, maar ek net vir jou een vraag. Voel jy skuldig dat die kar oor die man gery het? Okay, Nee, Tannie Ina, ek kan dink, ek sal vir u sê dat mens bedink, maar God bestuur. ja, jy het dit nie beplan nie. Dit was nie beplan Jy sou dit nooit so wou gehad het. Nee. Want jy het jou kinders in die kar gehad. In die kar gehad, geen ja. mens Ja. sal so iets beplan as jy Nee. jou kinders in die kar het. Nie. En wat ek baie van mis van hom is, hy het baie, die gebede wat hy in die huis het baie gebid. Ja. Met die Bybel oral geloop, uit hart, ek mis daai wat hy so met die, net skielik, as hy kom by, as hy die keyboard uitgehaal, en jy hoor hoe speel hy, hy sing, Tannie Ina, die stem is stil. Ja, ek mis ons. Maar ek wil net vandag vir jou sê, moenie skuldig voel nie, hoor. God se plan is nie ons plan nie. Ja.
En wat jy weet, die duiwel kon nog baie goed vir hom vorentoe beplan het, maar God het besluit, ek sny dit af. Ja. Daar gaan nie meer goed wees nie, goed, lelike goed. Ja, want die vyand, dis al wat hy vir ons wil gee, is lelike goed. Ja, So God het eintlik sy lewe kom red, daai dag, deur hom te neem. Ek kon net gou iets wat aan Ina sê, ek het baie met hierdie ding, kon nie slaap in nagte nie, Geworstel. baie. En ek kry baie, die Here gee vir my visioene, die Here gee vir my baie, ek kry van mense se lewens, maar ek kry nie woord, nie gou woord nie. En ek het baie sê, vra ek die Here, ek wil 'n antwoord hê, hoekom ek wil 'n antwoord hê aan Ina, hoekom so gou? Hy het vir my gesê, hy gaan een van die manne wees wat aan die eindtyd gaan opstaan in die waarheid. Hy het so gesê, en weet dan Ina, en ek kry die Here gee my 'n woord, Here gee my 'n skrif. Ek dink is in Jesaja wat die Here sê, ek kom haal hulle voordat iets erger met hulle lewe gaan gebeur. En weet jy, vandat ek hy skrif gekry het ek onmiddellik berusting gevind. Ek het daai inner peace, ek voel net, hy vrede in my hart aan Ina. Dis wat ek nou net vir jou gesê het, voordat die duiwel vir hom ander goed ingesit het, het God afgesny gesê, jy kom nou na my toe. Maak nie saak hoe nie. Ons om dood te gaan dis motorongelukke, dis siekte, dis COVID. Dis nie goed wat ons wil hê nie, maar God, but God. Maar ek sal niks wil verruil vir die pad wat ek met die Here loop nie. Nee, dit is vir my, dit is hemels, dit is hemels. Ek het daai inner peace, ek het daai vrede, ek is nie bang om dood te, ek sê dit met my hart, ek is nie bang om dood te gaan nie. Nee, ek lewe. Ek sien dit in die kerk, jy is sold out, jy is uitverkoop aan die Heilige Gees. Ek huil betekens, ek sê Here, ek is so baie lief vir jou, ek is baie lief vir die Here. Dis goed. Helen, dankie dat jy hierdie 3 baie spesiale okasies in jou lewe, gebeurtenisse in jou lewe met ons gedeel het, en ek dink, ek glo, baie mense het vandag iets geleer, wat jy nooit geweet het. Jy aanvaar maar, ek verloor 'n babietjie, ek het ontsteking of inflammasie, maar jy vertel dit met soveel passie, soveel liefde, want die Here vir jou uit daai omstandighede gered het, deur daai operasie. En ek glo ook, dat om daai ou kindjie weg te neem, as 'n ongebore klein mensie, ek glo die oomblik wat die sellies by mekaar gekom het, is daai mensie gebore. So hy het in 'n mate, hy of sy het gelewe, maar God, but God, hy het besluit om daai ou lewetjie te neem, voordat daai ou lewetjie deur erge trauma gaan. God is so goed vir ons. Goed, ons kan hom nooit ophou genoeg dankie sê. Ek wil net gewoon voor ons klaar maak. As ek terug gaan na daai getuie van die babietjie, ek dink toe ek van die dokter afgekom het daai dag, so die woord sê, die lewe en die dood lê op die mag van die tong. Dit wat jy sê, jy moet versigtig wees wat jy vir God sê. Ek het daai middag op die bed gaan lê in die kamer, en ek het gehuil, ek het geworstel, ek het gesê, Here, ek wil nie die kind hê nie. Tannie Ina het dit gesê. En kyk wat het ek oorgekom. Ek sê nie sê die Here het my gestraf nie, maar so mens moet versigtig wees wat jy met die Here praat. Hulle sê mos wat jy sê sal jy hê. Maar ons sê goed baie dikwels, want ons sê regtig uit jou hart het jy dit nie bedoel nie, maar jou menslike omstandighede was so, dat jy op daai stadium nie kans gesien het vir 'n babietjie. Ek het weke ook geworstel met daai Tannie Ina. Maar God weet, God weet die beste, en jy sal hom sien. Al was hy net 'n ou saadjie, jy sal hom sien, jy sal weet van hom. Baie dankie dat jy hierdie baie besondere getuienisse met ons gedeel het. Weet jy, ek en jy, almal van ons, gaan deur 'n wêreld, 'n sondige wêreld. Elke dag van ons lewe doen ons iets, 'n baie keer dink ons iets, wat ons net dankbaar is niemand toe sien of hoor dit nie. Maar die Here weet. En soos wat ons seer kry, so
want dis die vyand wat hierdie goed in ons koppe plant, maar soos ons beweeg, so maak Jesus dit heel. Heilige Gees wat in ons harte, in ons lewe, hy is ons versorger, hy is ons healer, hy is ons alles. Ek kan nie vir my dink sonder die Heilige Gees nie. Nee. Hy is mooi, hy is pragtig, hy is mooi. Ja, hy is daar. Hy is daar. Baie dankie dat jy ingeskakel het van my en Helen Dreyer. Tot volgende keer. Shalom. Dankie. Destined to play by the living water in the hands of the potter, in the hands of the potter.